Goeiedag almal, Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. En ons het gesien dat hierdie woordjie maaksel in hierdie vers is die woordjie poiema, wat in hierdie konteks dui op die dag toe ons wedergebore is. Die woord poiema kom van die woord poietes, wat dui op 'n digter, 'n kunstenaar wat iets van homself in sy skepping plaas. Met ander woorde, elkeen van ons is die Here se meesterstuk. Ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Nou die woordjie geskape is ketizo in Grieks, wat dui op 'n onsaglike skepingskrag wat gepaard gaan met die proses. Die woord goeie is 'n Griekse woord agathos, en dit dui op iets wat uitstekend beplan is en wat dus uitstekend behoort te funksioneer. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus tot goeie werke. En die woordjie werke in hierdie vers is ergon, en dit dui op dade, jou aksies, aktiwiteite. Ergon dui op al die resultate as gevolg van die mens se pogings in die lewe. Dinge wat met sukses tot jou eie voordeel uitgevoer word. En dan, hierdie vers gaan verder en sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het. Nou hierdie uitdrukking voorberei het in hierdie vers dui op dit wat die Here in gereedheid gebring het vir jou. Jesaja 45 vers 2, ek self sal voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak, koperdeure sal ek verbreek en ystergrendels stukkend slaan. Kan jy sien, die Here het iets vir jou voorberei. En dan eindig hierdie vers met die kragtige uitdaging, goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Nou die woordjie wandel is peripateo in Grieks, wat beteken om uit gewoonte binne 'n spesifieke omgewing te bly, om 'n spesifieke lewenswyse te handhaaf. En met die betekenis van al hierdie Griekse woorde kan hierdie vers nou soos volg lees. Luister net hierna. Die Here God self het opgewonde en entoesiasties jou versigtig en kunstig met sy hande gemaak. Hy het iets van homself in jou geplaas, sodat jy voortdurend doelgerig en bepland kan leef. Jy is sy meesterstuk en sy trots, en wat net soos Jesus uitstekend kan funksioneer as werktuig in sy hande. Jy kan dus elke aksie en aktiwiteit wat jy aanpak, suksesvol en tot jou eie voordeel, soos beplan deur God, uitvoer. Die Here het voor jou uitgegaan om jou lewenspad hier op aarde in gereedheid te bring en om dit voor te berei en om dit sodoende vir jou moontlik te maak, om die gewoonte aan te kweek, om binne sy riglyne en sy volmaakte wil en beplanning vir jou in oorwinning te kan leef. Wow! Hierdie vers direk uit Grieks vertalers se mond vol. Luister weer daarna en toets jouself daaraan, want jy is geskape deur God om suksesvol te wees. Dankie Here, dankie daarvoor. Amen.